Goldwolfs en welkom by vandag se besigheidstudiesles. Ek is Elsie Klaasen en hierdie les word na jou toe gebring deur die Noord-Kaap Departement van Onderwys in samewerking met Makama Navorsing en Ontwikkeling. Vandag kyk ons na vraestel 1, besigheidsbedrywighede. Ons kyk na gehalte van prestasie. As ons kyk na ons lesdoelwitte, aan die einde van hierdie onderwerp, wat jy die volgende kan doen, jy gaan die konsepte van gehalte moet kan identifiseer vanuit 'n scenario, sowel as elkeen bespreek. Jy gaan ook moet kan diferensieer of onderskei tussen gehaltebeheer en gehalteversekering, gehaltebestuur en gehalteprestasie, sowel as die voordele van goeie gehaltebestuurstelsel kan bespreek. Jy gaan ook moet kyk na die totale gehaltebestuur se elemente en hoe jy gaan elkeen moet kan definieer, sowel as identifiseer vanuit 'n scenario en dan bespreek. Jy gaan ook moet kyk na die monitering en evaluering van kwaliteitprosesse, verduidelik die impak van die bogenoemde TGB-elemente in groot besighede en dan ook die rol of die belangrikheid van gehaltesirkels kan bespreek. Dan gaan jy ook moet kyk na die maniere of stelmaniere voor waarop TGB die koste van gehalte kwaliteit kan verminder. As ons kyk na ons voorkennis, by die vorige les het ons gekyk na die 3 besigheidssektore en die besigheidsomgewings. Ons het gehad die primêre, sekondêre en tersiêre sektor en dan het ons die 3 besigheidsomgewings gehad, mikro, mark en makroomgewing met elkeen se uitdagings. As ons kyk na vandag se grondlyn assessering, 'n groep werkers met 'n verskeidenheid vaardighede wat saamstem om probleme op te los wat die gehalte verband hou. Die antwoord is gehaltesirkels en dan as ons kyk na vraag 2, verseker dat daar aan elke stadium van die proses aan vereistes en standaarde voldoen word. Dit is dan gehalteversekering waarna ons kyk. As ons deur die terminologie gaan, gehalte, produkte en dienste wat behoeftes bevredig en wat van die klante oortref, die verwagtende voortdurend, die vermoë van 'n produk of diens om spesifieke behoeftes van verbruikers te bevredig. Gehaltebeheer is stelsel wat verseker dat daar aan die verlangde kwaliteit voldoen word deur die finale produk te inspekteer. Ons gaan sien dat dit is later nogals belangrik. Gehalteversekering, die kontrole wat tydens die produksieproses gebeur. Dan die gehalteprestasie, die totale prestasie van elke departement gemeet aan spesifieke standaarde. Gehaltebestuurstelsel, kyk ons is 'n raamwerk wat die besigheid gebruik om sleutelorganisatoriese prosesse te bestuur. Die totale gehaltebestuur, 'n geïntegreerde stelsel wat reg deur die organisasie toegepas word, wat help om kwaliteitprodukte of dienste aan kliënte te verskaf. Die SABS is 'n Suid-Afrikaanse Buro van Standaarde en as jou produk moet aan hierdie Suid-Afrikaanse standaarde voldoen. Ons het dan ook die ISO 9001 wat vir ons riglyne gee vir wanneer ons produkte internasionaal wil versprei of verkoop, so ons moet dan aan internasionale standaarde voldoen. As ons kyk na die woord spesifiek standaarde, die spesifikasie wat aanvaar is in terme van tegniese vereistes en totale kliëntetevredenheid, die maatstaf van hoe produkte en dienste gelewer deur 'n maatskappy voldoen aan die kliënte se verwagtinge en of ons dit oorskry. Dan deurlopende vaardigheidsontwikkeling is die konstante ontwikkeling van my werknemers se vaardighede, deurlopende verbetering van prosesse en stelsels, voortdurende poging om produkte en dienste te verbeter, toewyding aan die onderneming om voortdurende verbetering van prosesse en stelsels na te streef. Die voldoende finansiering en kapasiteit, die vermoë van die besigheid om die korrekte, voldoende finansiering en kapasiteit vir bedryfsvereistes te voorsien, die monitering en evaluering van kwaliteitprosesse, 'n proses wat help om prestasie te verbeter en resultate te bepaal. En dan standaarde, tegniese of spesifikasiekriteria wat in 'n vlak van kwaliteit van goedere of dienste weerspieël word. Ons het ook gehaltesirkels, 'n groep werkers wat dieselfde en soortgelyke werk doen, wat gereeld vergader om werkverwante probleme te identifiseer, te ontleed en op te los. Inspeksies, 'n metode waarin slegs 'n seleksie van produkte uit 'n bondel gemeet en teen vereiste standaarde getoets word.
Afwykings is wanneer die produk van die standaard verskil, en dan die toleransielimiet, die mate waarin 'n produk toegelaat word om te verskil van die standaarde. As ons dan kyk na die konsepte van gehalte, ons gaan nou elkeen individueel ook kyk ons eers na gehalte, dan gehaltebeheer en gehalteversekering, gehaltebestuur en gehalteprestasie, en dan laastens die gehaltebeheerstelsels. So as ons kyk na gehalte spesifiek, sluit dit in die kwaliteit verwys na die 'n goed of diens se vermoë om 'n spesifieke behoefte te bevredig, die doeltreffendheid van dienste en die vermoë om 'n effekte uitkoms te verskaf sonder te veel vertragings. Dit word ook gemeet aan spesifieke kriteria soos 'n fisiese voorkoms, die betroubaarheid en die volhoubaarheid vir hoe lank gaan hierdie produk werk. As ons kyk na gehaltebeheer, kyk ons na die finale produk. So ons kyk of die finale produk voldoen aan die standaarde wat ons gestel het. So hierdie sal ons kyk of die produk 'n sekere hitte kan weerstaan, of hy 'n sekere hoeveelheid drukking kan weerstaan. So ons kyk na die standaard en die gehalte dan van die finale produk. Die nagaan van grondstowwe, werknemers, masjinerie, vakmanskap, produksie, om te verseker dat 'n hoë kwaliteit standaard gehandhaaf word. As ons dan kyk na gehalteversekering, gaan dit insluit die kontroles wat plaasvind tydens die produksieproses. So hier gaan dit deurlopend, deur die produksieproses, gaan ons op verskeie tye, gaan ons van die produkte onttrek en kyk of hy tot op daai fase voldoen aan die vereistes. En ons doen dit om seker te maak dat daar die finale produk reg is. Die prosesse ingestel om te verseker dat die kwaliteit van produkte of dienste voldoen aan 'n vooraf bepaalde standaard met minimale defekte. Dit maak seker dat elke proses daarop gemik is om 'n produk die eerste keer reg te kry. Ons wil nie aan die einde van die produksieproses kom en dan agterkom ons het voorraad wat ons nie kan verkoop nie, want daar was in die proses iets wat fout gegaan het. So ons moet deurlopend verseker maak dat ons produkte aan standaarde voldoen. Dan gehaltebestuur. Hierdie verwys na my tegnieke, die masjinerie of die gereedskap wat ek gaan gebruik. En ek moet seker maak dat hierdie prosesse en tegnieke en die masjinerie wat ek gaan gebruik die beste gehalte is. Dit kan gebruik word vir aanspreeklikheid binne elkeen van die besigheidsfunksies. Die doel is om te verseker dat die kwaliteit van goedere en dienste konsekwent is, funksioneer op die middele of konsekwentheid te bereik. As ek weet my proses werk 100% reg, my masjinerie werk 100% reg, dan gaan die kans dat my produk nie gaan reg wees nie, gaan dan verminder word. Die gehalteprestasie kyk ons dan na elke departement. So dis nie net die produksie van 'n spesifieke produk nie, maar ons kyk na die finansies departement, die bemarkingsdepartement, en elke departement moet die beste doen in hulle spesifieke departement. So ons gaan nie noodwendig net kyk na die produk nie, maar ook die lewering van hierdie produk, die mense hulpbron. En ons gaan kyk na die finansies, word dit reg bestuur binne in die besigheid. Laastens het ons die gehaltebeheerstelsels. Dit is 'n raamwerk wat 'n besigheid gebruik om sleutelorganisasieprosesse te bestuur. Dit is 'n geformuleerde stelsel wat prosedures, prosesse, verantwoordelikhede dokumenteer vir die bereiking van kwaliteitsbeleide. So hierdie is die stelsels wat ons in plek sit om seker te maak dat ons gaan die beste gehalte produkte en dienste uitsit. As ons dan kyk na die verskil tussen gehaltebeheer en gehalteversekering, die stelsel gehaltebeheer verseker dat die gehalte verkry word in die finale produk waar gehalteversekering is tydens die produksieproses. Gehaltebeheer verseker dat voltooide produkte aan die vereistes van standaarde voldoen. Dan gehalteversekering verseker dat daar in elke stadium van die proses aan die standaarde voldoen word. Dan gehaltebeheer sluit in die stel van teikens en metings van prestasie en om regstellende maatreëls te neem. En gehalteversekering is ingebou van gehalte in teenstelling en kontrolering van gehalte. So ons kyk deurlopend na die produk. Gehaltebestuur, die verskil tussen gehaltebestuur en gehalteprestasie. Het ons met gehaltebestuur die tegnieke, die instrumente en metodes wat gebruik word,
en gehalte prestasie, soos ek gesê het, dis die totale prestasie van elke afdeling, administratief, bemarking ensovoorts. Gehalte bestuur kan gebruik word om aanspreeklikheid binne elke funksie te monitor. So ons maak seker dat as jy in die produksie funksie is, of as jy in die produksiedepartement is, moet jy seker maak dat jou masjinerie reg is, dat jou stelsels reg hardloop, so jy word aanspreeklik gehou. Gehalte prestasie kan verkry word as alle afdelings saamwerk na dieselfde gehalte standaarde. Dit help nie ons produk is baie goed, maar ons kliëntediens is baie sleg nie. Elke departement moet tot die beste van hulle moë funksioneer. Gehalte bestuur is gemik om te verseker dat die gehalte van produkte of dienste konsekwent is, met ander woorde dis dieselfde. Een produk is nie effens beter as die vorige produk nie, almal is dieselfde, maak nie saak met wat 'n persoon ek praat in die besigheid nie, die diens wat ek ontvang is dieselfde. Die gehalte word gemeet deur fisiese produkte opnames van die verbruikers en verkopers. So hier gaan ons deur middel van vraaglyste gaan ons terugvoer kry van ons kliënte en hulle gaan dan vir ons sê, die produk is ongelooflik, maar kliëntediens kan definitief bietjie aandag ontvang. Dan gaan ons kyk na aktiwiteit. Lees die scenario hieronder en beantwoord die vraag wat volg. Moontlik bottelering het 'n nuwe metodes en tegnieke ontwikkel om die gehalte van hulle produkte te verbeter. MB verseker dat al hulle prosesse hulle in staat stel om die produkte die eerste keer reg te kry om te verhoed dat daar foute gebeur. Vraag 1.1.1 Identifiseer 2 gehalte konsepte wat deur MB toegepas word. Motiveer jou antwoord deur aan te haal uit die scenario hierbo en dan ook gebruik die tabel hieronder as 'n riglyn. So weer eens, jy moet onthou wanneer jy 'n kolom trek of tabel trek, gaan jy eers jou vertikale lyne trek, jy gaan dan die opskrifte inskryf en dan gaan jy eers nommer 1 doen en jy gaan hom in totaliteit bespreek en dan gaan jy hom 'n lyn trek en dan sal jy eers nommer 2 doen en hom in totaliteit bespreek. Jy het nou so 5 minuutjies om dit te beantwoord. Okay, jy het nou jou vragies beantwoord en kom ons kyk. Jy het dit in tabelvorm gedoen en die eerste ene is gehalte bestuur. Die werkwoord was identifiseer, so ons ontvang 2 punte. En sy aanhaling is moontlik bottelering het nuwe metodes en tegnieke ontwikkel om die gehalte van hulle produkte te verbeter en omdat dit 'n aanhaling is dit slegs 1 punt. Die tweede een is gehalte versekering, want hulle het vir jou gesê hulle maak seker hulle kry dit die eerste keer reg en hulle kyk ook na hulle prosesse. So dis 1 punt. Jy moet die volledige sin neerskryf. So dit gaan vir ons 'n submax van 4 en 'n submax van 2 gee om 'n totaal van 6 punte te voorsien. Dan as ons kyk na die voordele van 'n goeie gehalte bestuurstelsel, doeltreffende kliëntediens word gelewer wat lei tot verhoogde kliëntetevredenheid. Tyd en organisatoriese hulpbronne soos finansies en grondstowwe word doeltreffend gebruik. Dit beteken ek gebruik soveel as moontlik en ek mors ook nie tyd nie, want tyd is ongelukkig ook 'n hulpbron wat ons baie keer mors. Die produktiwiteit verhoog deur behoorlike effektiewe tydsbestuur te gebruik en hulpbronne van hoë gehalte. So ons mors nie tyd deur swak gehalte produkte te maak en swak hulpbronne te gebruik nie. As ek weet my gehalte van my rou materiale is goed, gaan die gehalte van my produk ook verbeter. Produkte en dienste word voortdurend verbeter wat lei tot verhoogde vlakke van klantentevredenheid. Ons kyk ook na dit verhoog die vermoë van die onderneming om sy visie en missie doelwitte te bereik. Die onderneming het sy mededingende voordeel bo mededingers. Dit is iets wat jy kan bemark. My produk is van 'n baie hoë gehalte, dit gaan baie langer hou. Gereelde opleiding sal die kwaliteit van werknemers se vaardighede, kennis en bevoegdhede voortdurend verbeter. Hoe beter my werkers is en hoe meer effektief hulle werk, hoe beter is dit vir my. Dan kyk ons na die gehalte aanwysers vir elke besigheidsfunksie. As jy kan onthou, ons het die algemene bestuur, produksiefunksie, aankoopfunksie, bemarkingsfunksie. Ons het ook die finansiële funksie, openbare betrekkinge, ons ken dit ook as
public relations, administratiewe funksie en dan menslike hulpbron funksie. So as ons kyk na algemene bestuur, hoe gaan dit lyk as ons algemene bestuur goeie kwaliteit werk lewer? Hulle gaan seker maak dat hulle het goeie strategieë wat hulle implementeer en waarvoor hulle beplan het. Hulle gaan seker maak dat hulle die organisatoriese hulpbronne, onthou dit sluit in ons menslike hulpbronne, tegnologiese hulpbronne, finansiële hulpbronne, broumateriale, dat ons daai so effektief as moontlik gebruik. Gestruktureerde standaarde en norme moet in plek wees, dit moet daar gesit word deur die bestuur en effektiewe kommunikering en gereelde kommunikering van ons visie en missie, wat is dit wat ons wil bereik. As ons kyk na die produksiefunksie, daar het ons kriteria. So ek gaan iets produseer van die beste gehalte. Ek gaan kyk dat ek my produksiekoste so laag as moontlik hou. Ek gaan seker maak dat ek ook genoegsame produkte vervaardig en ek gaan seker maak dat ek dit betyds klaar kry. So die produksiebestuurder moet produkte en dienste van hoë gehalte en volgens die spesifikasies verseker. Die produksie en bedryfsprosesse van die besigheid word gedoen deur behoorlik effektiewe produksiebeplanning en beheer. So produksiebeplanning is waar ons kyk na hoe gaan die produk loop deur die produksielyn? Is dit effektief? Is daar gedeeltes waar dit te stadig beweeg? Is daar gedeeltes waar daar 'n bottleneck is of eenhoping is van produkte? Die produksiebestuurder moet daarna streef om produkte teen die laagste moontlike koste te produseer en hy moet ook die rolle en verantwoordelikhede van die produksiewerkers kommunikeer. So daar moet goeie kommunikasie tussen die bestuurder wees en die werkers, sodat hulle weet wat hulle moet doen en teen wanneer moet hulle klaar wees. As ons dan kyk na ons aankoopfunksie, is dit baie soortgelyk, maar nou is dit wat ons gaan aankoop. Ons gaan verskaffers soek wat vir ons die beste pryse gaan gee. Ons gaan ook verskaffers soek wat vir ons die produkte op die regte tyd en die regte plek kan aflewer. Ons gaan seker maak hulle is betroubaar, so hulle is nie laat nie. Ons gaan seker maak hulle gee vir ons die regte hoeveelheid en ons moet kyk na billike pryse. Die plaasbestellings betyds en verseker dat gereelde opvolg gedoen word sodat goedere betyds afgelewer kan word. Dis deel van die aankoopfunksie is dat ek moet weet wat is in my stoorkamers, hoeveel voorraad het ek beskikbaar en ek moet weet teen wanneer gaan ek moet bestel en hoeveel moet ek bestel, want ons wil nie hê dat ons nie voorraad het nie. As ons nie voorraad het nie, kan produksie nie plaasvind nie en dit gaan dan 'n negatiewe impak op beide van die besigheidsfunksies hê. As ons kyk na die bemarkingsfunksie, moet ons seker maak dat ons markaandeel vergroot. So ons moet seker maak dat ons meer kliënte werf en ons gaan dit doen deur effektiewe en doeltreffende kliëntediens. Ek het voorheen genoem, dat ons produk is baie goed, maar ons kliëntediens is baie sleg nie. Ons moet ons kliënte se loyaliteit verkry deur aan hulle behoeftes en begeertes te voldoen. So ons moet presies weet, wat is dit wat hulle wil hê? Ons moet marknavorsing doen. Hou by etiese advertensiepraktyke wanneer produkte en dienste bevorder word. Dit gaan jou besigheid baie skade doen as jou advertensies nie eties is nie of as jy dalk 'n advertensie plaas wat dan skade kan verrig aan 'n spesifieke groep mense. Identifiseer mededingende voordeelgapings in die mark en doen gereelde marknavorsing. As ons dan kyk na die finansiële funksie, hulle werk om seker te maak ons het genoeg kapitaal, dat ons enige oortollige of surplus kapitaal gaan belê, sodat daai groep geld kan groei passief. Ons gaan seker maak dat ons beter rentekoerse onderhandel wanneer ons skuld maak. Ons gaan ook 'n begroting opstel en dan is dit baie belangrik vir die finansiële funksie om die begroting konstant te vergelyk met die kontant vloei binne in die besigheid. Dit kan wees dat ons vir iets begroot het, maar as gevolg van 'n krisis het ons nie meer die geld vir daai spesifieke funksie. As ons kyk na openbare betrekkinge, of soos ek nou vir jou gesê het, die PR, Public Relations, ons pak negatiewe publisiteit vinnig en onmiddellik aan om seker te maak dat ons dit verminder. Alle publisiteit is nie goeie publisiteit nie en dit kan jou besigheid baie skade aanrig. So as daar iets negatief is, moet ek dadelik 'n artikel vrystel, ek moet definitief dadelik met die media praat en ons moet dit regstel.
Verskaf gereelde en positiewe persverklaringe. Ons moet vir hulle sê, wat doen ons, veral in terme van ons korporatiewe maatskaplike investering, waar is ons besig om ons omgewing en ons gemeenskap te help. Dis goeie of positiewe openbare betrekkinge. En dan verskaf goeie uitslae van positiewe terugvoer van openbare opnames deur die besigheidsbeeld. Dan kyk ons na die administratiewe funksie. Dit is belangrik dat die administratiewe funksie seker maak die data wat hulle inkry is betroubare data, dat hulle dit so vinnig en so effektief as moontlik prosesseer en dat hulle hierdie inligting op 'n veilige plek stoor waar dit dan ook baie vinnig teruggekry kan word of getrek kan word wanneer daar besluite geneem moet word. So hulle moet betroubare inligting kry, hulle moet seker maak dis relevante inligting sodat ons dit kan gebruik om doeltreffende en effektiewe gebruik van moderne en bywerkte tegnologie. So ons maak gebruik van tegnologie om ons te help om hierdie inligting vinnig weer terug te kry. Die menslike hulpbronfunksie. Ons moet verseker dat ons die regte werwingsbeleid toepas in ons besigheid. Die menslike hulpbronfunksie is hoofsaaklik verantwoordelik om nuwe werkers te werf, om hulle te oriënteer binne in die besigheid of deur die induksieproses te sit en seker te maak hulle is geplaas saam met die regte spanne sodat hulle optimaal kan verseker. So die menslike hulpbronfunksie moet seker maak hulle kry die regte werkers. Hulle verseker billike en gelyke keringsprosesse wat in lyn is met die verskeie wetgewings en billike vergoedingspakkette in lyn met die nywerheid. Hulle moet seker maak hulle weet wat gee ander besighede vir daai spesifieke pos en hulle moet seker maak dat wat hulle jou offer is in lyn met dit. As ons dan oorbeweeg na die totale gehalte bestuur of die TGB, is die hoofidee dat as ek deurlopend kyk na my besigheid, met ander woorde, nooit sit ek terug en dink, ek het dit nou alles is nou perfek nie. Ek moet aanhoudend en deurlopend kyk, waar kan ek verbeter? Ek kan verbeter my produkte, my dienste en my prosesse, ook die lewering van daai produkte en dienste. Ek het nou al klaar oor gepraat, dis die kliëntediens. Dis is hoe word die produk oorgedra van besigheid na die verbruiker? Gaan dit outomaties lei na kliëntetevredenheid. So as ons kyk na die TGB elemente, kyk ons na deurlopende vaardigheidsontwikkeling, ons kyk na deurlopende verbetering van prosesse en stelsels, voldoende finansiering en kapasiteit, monitering en evaluering van gehalte prosesse en dan totale kliëntetevredenheid. So, ons gaan nou eers kyk na deurlopende vaardigheidsontwikkeling. Met ander woorde, ek gaan konstant kyk, waar kan ek my werknemers se vaardighede, se kennis kan ek verbeter? As hulle meer vaardighede het, as hulle meer kennis het, beter besluite kan neem en beter kwaliteit werk lewer want hulle het beter vaardighede, gaan die uiteinde wees dat my produk beter gaan wees. Dit gaan ook wees dat my kliëntediens gaan beter wees. Ek moet my mense leer hoe om die telefoon reg te beantwoord, hoe om met moeilike kliënte te werk, sodat daai oordrag of die lewering van die diens of die lewering van die produk so goed as moontlik is. As ons kyk na die deurlopende verbetering van prosesse en stelsels, hierdie sluit in my produksiestelsel of produksielyn, ons kyk na ons masjinerie wat ons gebruik en ek moet seker maak daai masjinerie word opgegradeer of word onderhou. Die vermoë en toewyding van die besigheid om deurlopende verbetering aan prosesse en stelsels na te streef. Die besigheid kan nie self voldaan raak met huidige praktyke en moet deurlopend en gedurig en gereeld middele toepas om bestaande prosesse en stelsels te verbeter. Dit kan selfs insluit jou tegnologiese stelsels. Dan kyk ons na die voldoende finansiering en kapasiteit. Dit is belangrik dat ek seker maak ek het die finansies of ek het die finansiële kapasiteit om deurlopend my werknemers se vaardighede te verbeter en om deurlopend my prosesse en stelsels te verbeter. Ek moet seker maak ek het geld eenkant gesit om daarvoor te kan betaal, om seker te maak ek kan my masjinerie en my stelsels onderhou of dan opgradeer en ek kan deurlopend vaardigheidsontwikkeling bied aan my werkers. As ons dan kyk na monitering en evaluering van die gehalte prosesse, moet ek seker maak die effektiewe implementering van TGB vereis monitering en evaluering van gehalte prosesse deur die hele besigheid. Die besigheid moet gehalte prosesse monitor en evalueer om die sterkpunte of sukses te behaal en te verbeter en om swakpunte dan
daai hindernisse te oorkom. En ons moet seker maak dat ons kyk nie net na produksie nie, maar kliëntediens, na ons bemarkingsfunksie, finansiële funksie. Ons moet na al die verskillende prosesse kyk en dit moet gereeld gemonitor en geëvalueer word. En dan laastens, die totale kliëntetevredenheid, dis die vermoë van die besigheid om aan die behoeftes en begeertes van die kliënte te voldoen en te bevredig en dan selfs te oortref. Dit is natuurlik waarvoor ons streef, is om nie net die wat hulle verwag te ontmoet nie, maar om hulle verwagtinge te oortref. Die besigheid moet daarna streef om gehalte produkte en dienste te verskaf om te voldoen aan ons kliënte se behoeftes, verwagtinge en tevredenheid te oortref. Goeie kennis, inligting en bemarkingsnavorsing rakende huidige en toekomstige kliëntebehoeftes is noodsaaklik om hierdie TGB-element te bereik. Ek moet weet wat wil my kliënt hê, so ek moet konstant terugvoer kry van my kliënte. Dan gaan ons kyk na aktiwiteit. Ons gaan 'n scenario lees. Schoeman pluimvee beperk, spesialiseer in verskillende tipes pluimvee. Die bestuur van SPB verseker dat hulle die besigheid se bedryfs- en produksiestelsels verstaan. Marknavorsing word altyd deur SPB gedoen om die behoeftes van verbruikers te monitor. Dan vraag 1.1.1 identifiseer twee totale gehalte bestuurelemente wat deur SPB toegepas word. Motiveer jou antwoord deur uit die scenario hierbo aan te haal. Gebruik die tabel as 'n riglyn om vraag 1.1.1 te beantwoord. En dan vraag 1.1.2 brei uit oor die betekenis van twee ander TGB-elemente. Ek gaan jou so 15 minute gee om dit gaan. So jy het nou beantwoord en ons gaan kyk wat die oplossings. Ons moes identifiseer die TGB-elemente uit die scenario. So ons gaan gou dit onderstreep. Schoeman pluimvee beperk spesialiseer in verskillende tipes pluimvee. Die bestuur verseker dat hulle die besigheid se bedryfs- en produksiestelsels verstaan. En dan marknavorsing word altyd deur SPB gedoen om die behoeftes van verbruikers te monitor. So daar is ons twee sinne. So as jy nou jou tabel gaan invul, gaan ons kyk en ons weet nou die eerste ene is die produksiestelsels. So dit is deurlopende verbetering van die produksiestelsels en dan ons motivering, ek het dan net nie hierso plek nie, maar die motiveringssin wat jy sou neerskryf, gaan jy hierdie hele tweede sin skryf. Die bestuur van SPB verseker dat hulle die besigheid se bedryfs- en produksiestelsels verstaan. Dan ons tweede enetjie. So as ons dan kyk na die volgende ene, is dit voldoende finansiering en kapasiteit. Jy gaan weer 2 punte kry vir die benoeming en dan 1 vir die beskrywing. Die vermoë van die besigheid om voldoende finansiering en kapasiteit vir alle bedryfsvereistes te verskaf en verkry in die strewe om TGB effektief te implementeer. En ons het 'n submax van 3 punte. Dan het ons ook die monitering en evaluering van gehalte prosesse. So ons het 2 punte en dan net 1 vir die beskrywing. Die effektiewe implementering van TGB vereis monitering en evaluering van gehalte prosesse deur die hele besigheid vir 1 punt. Ons het 'n submax van 3 en dan ons moes net 2 benoem het. So ons sal jou eerste 2 merk en dit gee vir jou 'n maksimum van 6 punte. Dan gaan ons ook kyk na die impak van elke TGB-element op die besigheid, maar dit is op groot besighede. En ek wil hê jy moet daaroor dink dat dit is 'n groot besigheid, so hulle het sekere goederes en dit gaan sekere voordele trek en dit gaan ook sekere nadele trek. So dit is die impak van elke TGB, maar in 'n groot besigheid. So met 'n groot besigheid sal die voordeel vir deurlopende vaardighede wees dat dit genoegsame menslike hulpbron afdeling het wat toegewy is aan die vaardigheidsontwikkeling. So ons het die genoeg werkers
om daai vaardigheidsontwikkeling te kan fasiliteer, want die besigheid is groot. Met 'n groot besigheid, die menslike hulpbronkundiges verseker dat opleidingsprogramme relevant is vir verhoogde klante tevredenheid. Weereens, daar is genoeg mense om seker te maak dat die regte vaardigheidsontwikkeling gedoen word. Die nadele met 'n groot besigheid kan dit wees dat omdat die besigheid so groot is, daar swak kommunikasiestelsels is en dit verhoed dat effektiewe opleiding plaasvind. Dit kan wees dat die inligting nie by almal uitkom nie of dat almal nie dieselfde geleenthede kry nie. Met 'n groot besigheid is dit ook moontlik dat opgeleide werknemers kyk na beter werk en vertrek nadat hulle meer vaardighede opgedoen het. So die besigheid belê in jou, hulle spandeer die geld met 'n groot besigheid en dan daarna verlaat jy. So as ons dan kyk in terme van deurlopende verbetering van prosesse en stelsels, die groot besighede, hulle het meer hulpbronne om na gehalte prestasie in elke eenheid te kyk. Hulle het die mensekrag, hulle het die finansiële kapasiteit om dan te kyk na elke departement en na elke stelsel en dit te verbeter. Die nadeel, grootskaalse vervaardiging kan gehaltebeheer moeilik wees. Met groot besighede en hulle doen massaproduksie, kan dit moeilik wees om gehaltebeheer toe te pas. Met die voordele, met 'n groot besigheid, daar is genoeg kapitaalbronne is beskikbaar vir nuwe toerusting waar die prosesse en stelsels benodig word. Groot besighede het gewoonlik 'n groter kapitaal of finansiële kapasiteit om die masjinerie te kan verbeter in vergelyking met klein besighede. Met groot besighede, die nadeel, stelsels en prosesse neem tyd en moeite om in groot besighede te implementeer, aangesien kommunikasie of die inkoop die proses kan vertraag. As ons kyk na die voldoende finansiering en kapasiteit met groot besighede, hulle het gewoonlik, soos ek gesê het, meer geld, meer finansiële kapasiteit om alles te toets en om goeders makliker en vinniger te kan implementeer. Die nadele, as die vraag na die produk skielik verhoog, dan kan dit wees dat die besigheid nou daai finansiële geld gebruik het vir die verbetering van hulle stelsels en nou het hulle nie genoeg geld om nuwe hulpbronne aan te koop om te kan produseer en dan kan hulle moontlik agterloop. Voldoende en dan ook, hulle kan bekostig om stelsels in plek te hê om foute in prosesse of defekte in grondstowwe en produkte te voorkom. Hulle het geld om die beste stelsels in plek te sit om seker te maak dat hulle het die beste produkte. En 'n nadeel, hierdie vinnig groeiende maatskappye kan groot hoeveelhede kapitaal gebruik as hulle probeer om normale bedrywighede en uitbreiding te balanseer. As ons kyk na die monitering en evaluering van gehalte prosesse met groot besighede, het hulle die voordeel om te voorkom dat produktdefekte en verminder die vermorsing van kliënte klagtes. Hulle het ook 'n goeie kwaliteit checks of prosedures wat minimaliseer dat gebreekte of foutiewe produkte vervang moet word. En hulle maak ook seker dat hulle masjinerie op datum is. Die nadele, groot besighede word dikwels verdeel en die departemente werk alleen in silo. Dit is moeilik om almal te kry om te kommunikeer. Dis ook 'n nadeel vir groot besighede dat dit dikwels langer vat om 'n probleem op te los en om die probleem op te spoor, omdat die besigheid so groot is. En dan laastens, totale kliëntetevredenheid. Vir groot besighede gebruik hulle marknavorsing en kliënteopnames om te meet of te monitor hulle kliëntetevredenheid se behoeftes te ontleed. Hulle het weer eens die mensekrag om mense toe te wy om net dit te doen. Hulle bevorder ook voortdurend 'n positiewe maatskappybeeld. Die nadele, werknemers wat selfde met kliënte in aanraking kom, het dikwels nie 'n duidelike idee van hulle behoeftes nie. Omdat die besigheid so groot is, as jy in die finansies departement werk, gaan jy noodwendig weet wat is die behoeftes van jou besigheid se kliënte nie, want jy werk nie elke dag daarmee nie. Monopolitiese maatskappye het bedingingsmag vermeerder sodat hulle dit nie doen nie. So dit kan wees dat jou kliënte nie tevrede is met jou diens nie, maar omdat jy die monopolie is, jy is die enigste verskaffer, moet hulle ongelukkig voortgaan om gebruik te maak van jou produk en jou dienste en hulle weet, hulle kan nie na iemand anders toe keer nie. So dit kan wees dat die besigheid dan voel, dis nie nodig dat ons verbeter nie.
As ons dan kyk na die PDKH model, sal jy sien dit is 'n sirkel hier aan die agterkant. Dit is want dit is 'n proses wat deurlopend gebeur. Elke keer wat ek wil 'n proses of 'n produk verbeter of 'n stelsel wil verbeter, gaan ek deur die PDKH model moet werk. So dit is 'n deurlopende proses wat nooit ophou nie. As ons kyk dan na die eerste enetjie, gaan ons sien dit is plan of beplanning. Die besigheid moet die probleem identifiseer. Ons moet 'n plan ontwikkel wat ons gaan implementeer. Dit gaan insluit byvoorbeeld wat om te doen, hoe gaan ons dit doen, wat is die metode of die benadering wat ons gaan volg, en ons gaan dit dalk op 'n klein vlak eers implementeer, net in een departement of net op een masjien en kyk hoe dit werk. Dan gaan ons kyk oor na doen toe. Die besigheid moet die verandering op klein skaal implementeer die prosesse en stelsels. Dan het ons kontroleer en analiseer. Ons gaan gebruik die data om die resultate van die verandering te ontleed. Ons gaan kyk, dit wat ons wou bereik met die verandering, het ons dit bereik of het ons dit nie bereik nie. Bepaal of dit 'n verskil gemaak het. Kyk of die prosesse effektief werk. Dit kan wees dat ons iets implementeer, ons dink dit gaan beter werk, maar dan op die einde van die dag werk dit nie beter nie. So ons moet evalueer of dit gewerk het en of ons die uitkomste bereik het wat ons graag sou wou. En dan laastens, hanteer of handel soos nodig. Dit kan wees dat ons 'n paar aanpassings moet maak, dit kan wees dat ons moet teruggaan na 'n vorige plan toe, of dat ons dalk besluit die plan het goed genoeg gewerk en nou gaan ons dit op 'n groot skaalse vlak implementeer in die besigheid. En dan die gehalte sirkels. So hierdie is gewoonlik 'n groep mense van verskeie departemente wat bymekaar kom en hulle kom op 'n gereelde basis bymekaar om te kyk waar is daar probleme in die besigheid, waar is daar nog areas waar ons kan verbeter. Dit kan wees dat die besigheid baie belê het nou in die bemarkingsfunksie om ons bemarking te verbeter en nou skuif hulle aandag van daar af na, kom ons sê byvoorbeeld, die aankoopfunksie. En hoe kan ons die aankoopproses verbeter? So hulle los probleme op wat verband hou met kwaliteit en implementeer verbeterings. Hulle ondersoek probleme en stel bestuuroplossings voor. Hulle verseker dat daar geen duplisering van aktiwiteite of take in die werksplek is nie, so ons doen nie goed onnodig nie. Met ander woorde, hulle maak voorstelle vir die besigheid en hulle verbeter die kwaliteit van produkte en dienste deur gereelde hersiening van die kwaliteitsprosesse. Dus hulle werk om gereeld by mekaar te kom en vanuit verskillende perspektiewe na die besigheid te kyk en te kyk waar kan ons verbeter. Hulle skep harmonie en hoë werkverrigting in die werksplek. Hulle bou 'n gesonde werksplekverhouding tussen werkgewer en werknemer. Dit kan wees dat hulle is die stem wat werknemers kla oor sulke goeders, want hierdie werkers in die gehaltesirkel is operasionele werkers. Dis nie topvlak bestuur alleenlik en hulle weet nie werklik wat aangaan in die dag tot dag van werk van die besigheid nie. So dis mense, so ek sê, van verskeie departemente. Hulle weet wat gaan aan op die vloer. Dan kyk ons wanneer TGB swak geïmplementeer is. So TGB het ons gekyk na die deurlopende vaardigheidsontwikkeling, ons gekyk na die deurlopende verbetering van prosesse en stelsels, ons kyk na monitering en evaluering, finansies en kapasiteit en dan totale kliëntetevredenheid. So as dit nie goed geïmplementeer word nie, wat sal die effek wees, die impak daarvan? Die stel van onrealistiese spertye wat dalk nie bereik kan word nie. Werknemers is dalk nie voldoende opgelei nie wat lei tot swak kwaliteit produkte. Ons het opleiding aangebied, maar dit was nie genoegsaam nie. 'n Afname in produktiwiteit as gevolg van onderbrekings. Besighede sal moontlik nie in staat wees om die nodige veranderinge aan produkte of dienste aan te bring om die behoeftes van kliënte te bevredig nie. Kliënte sal baie alternatiewe hê om van te kies en die impak kan verwoestend vir die besigheid wees, veral as hulle kan skuif na jou mededingers toe. 'n Hoë personeel omset, dit kan wees dat jou werkers nie gelukkig is nie en hulle verlaat die besigheid as gevolg van swak vaardigheidsontwikkeling en ongedokumenteerde of onbeheerde kwaliteitsbeheerstelsels of prosesse van foute of afwykings van die vooraf opgestelde kwaliteitsstandaarde tot gevolg hê. Dan as ons kyk, ons kan TGB ook gebruik om ons koste van kwaliteit te verminder. So, dit kos ons geld om die hele tyd prosesse te vermeerder.
of te verbeter, dit kos ons geld om ons werkers se vaardighede te ontwikkel, maar hoe kan ons wel TGB gebruik om ons uitgawes te verminder? As ons stel kwaliteitssirkels bekend om maniere te bespreek om kwaliteit van werk of vakmanskap te verbeter, met ander woorde, ons het beter werkers, ons mors minder tyd, ons maak minder slegte besluite en ons lewer beter produkte met minder foute. Skeduleer aktiwiteite om duplisering van take uit te skakel. As ons iets dupliseer of weer doen, dan is dit tyd wat gemors word en is hulpbronne wat gemors word. Deel verantwoordelikheid vir kwaliteit uitset tussen bestuur en werkers. Lei werknemers om op alle vlakke op, sodat almal hul rol in kwaliteitsbestuur kan verstaan. Ontwikkel werkstelsels wat werknemers bemagtig om nuwe maniere te vind om kwaliteit te bevredig. Werk saam met die verskaffer om kwaliteit van grondstowwe en insitte te verbeter kommunikasie oor die kwaliteit, sodat almal uit ervaring kan leer, verminder ons belegging in duur, maar ondoeltreffende inspeksieprosedures in die produksieproses. En implementeer proaktiewe instandhoudingsprogramme vir ons toerusting en ons masjinerie. Ons hoef nie te wag dat hy eers verbreek nie. As ons gereeld onderhoud doen, sal ons masjinerie langer hou. Dan gaan ons weer kyk na aktiwiteit. So ons gaan die scenario lees. Mopeli bedrywe bied prestasieaansporings aan hulle werknemers om produktiwiteit te verbeter. SAM plaas bestellings betyds en verseker gereelde opvolging met verskaffers. Tandi verseker dat akkurate belastingbetalings betyds ingedien word. Johan het versoek om die beeld van MBA aan verskeie belanghebbendes te bevorder. Gebruik die tabel hieronder as 'n riglyn om vraag 1.1.1 tot beantwoord. So jy gaan moet 1.1.1 haal 4 gehalte aanwysers van die besigheidsfunksies uit die scenario hierbo aan. Klassifiseer elke gehalte aanwyser volgens hul besigheidsfunksie en dan 1.1.3 verduidelik die gehalte aanwyser van enige 2 ander besigheidsfunksies. Tel 18 punte, so ek gaan vir jou so 15 tot 17 minute gee om dit te doen. As ons dan kyk na die oplossing, die eerste ene, ons moes die gehalte aanwyser aanhaal, so ons skryf die volledige sin neer. Mopeli bedrywe het prestasieaansporings aan alle werkers om produktiwiteit te verbeter. Dit is die menslike hulpbronfunksie. So vir die aanhaling kry ek slegs 1 punt, maar dan vir die identifikasie of die klassifikasie kry ek 2 punte. SAM plaas bestellings betyds en verseker gereelde opvolging met verskaffers 1 punt en dit is in ons aankoopfunksie 2 punte. Tandi verseker dat akkurate belastingbetalings betyds ingedien word 1 punt. Dit is die finansiële funksie, so dis 2 punte. Dan moes ons ook 2 ander bespreek het, ons het nog enetjie oor, skus. Johannes versoek om die beeld van MB aan verskeie belanghebbendes te bevorder, is 1 punt, en dan dis openbare betrekkinge, want hy kyk na die beeld van die besigheid, dis 2 punte. As ons dan kyk na die ander besigheidsfunksies, het ons nog die produksiefunksie oor, so jy sal 2 punte kry, want jy moes hom eers benoem, en dan kry jy slegs 1 punt vir die beskrywing. Die produksiebestuurder moet produkte en dienste van hoë gehalte volgens spesifikasies verskaf en verseker, 'n submax van 3 punte. Dan het ons die produksiefunksie. Die produksiebestuurder moet produkte en dienste van hoë gehalte volgens spesifikasies verskaf en verseker, 'n submax van 3 punte. Ons het ook die bemarkingsfunksie, jy het enige 2, so ons gaan slegs jou eerste 2 merk, maar jy kan enige 2 gebruik het. Verkry 'n groter markaandeel deur goeie, effektiewe en doeltreffende kliëntediens, 'n submax van 3 punte. Die administrasiefunksie, dis ons laaste enetjie, vinnige en betroubare data vaslegging en verwerkingsstelsel. 1 punt, 'n submax van 3 en jy moes net 2 genoem het. So ons gaan slegs jou eerste 2 merk en dis 'n totaal van 6 punte. Dan as ons kyk na jou huiswerk, het jy 'n scenario om te lees.
Al 2 maniere aan waarop TGB die koste van gehalte uit die scenario hierbo verminder. So ons haal aan, met ander woorde die hele sin word neergeskryf. 1.1.2 verduidelik 3 ander maniere waarop TGB die koste van gehalte kan verminder. Met ander woorde, ons vra hier verander, dit kan nie die 2 wees wat in die scenario gebruik word nie. Hier is 2 hier binne, jy kan hulle nie herhaal as 'n antwoord by 1.1.2 nie. En dan 1.1.3 bespreek die negatiewe impak van TGB indien swak geïmplementeer deur OVV as 'n besigheid. So dit is 'n totaal van 14 punte en jy het dit vir huiswerk. As ons dan kyk na ons opsomming van die les, ons gekyk na die verskillende konsepte van gehalte en ons gesien gehalte is ons besig om ons kliënte se verwagtinge te bevredig of te oortref. Gehaltebeheer en gehalteversekering. Gehaltebeheer kyk ons na die produk, die finale produk en of dit aan standaarde voldoen. Gehalteversekering kyk ons na die proses. Ons kyk deurlopend in die produksiestelsel, kyk ons of ons die produk reg produseer, sodat ons dit die eerste keer reg kry. Gehaltebestuur kyk ons na ons tegnieke en ons kyk na ons stelsels wat ons gebruik. Gehalteprestasie kyk ons na ons departemente en hoe elkeen tot die beste van sy vermoë moet funksioneer. En die gehaltebeheerstelsel is die stelsels wat ons in plek sit om te verseker dat daar goeie gehalte in die besigheid is. So hier het ek weer vir jou die verskil tussen gehaltebeheer en gehalteversekering ingesit. Ons het die gehaltebestuur en gehalteprestasie soos ek gesê het. Ons kyk na die tegnieke, die instrumente en metodes. Waar met gehalteprestasie kyk ons na die prestasie van elke afdeling. En dan die gehaltebestuurstelsels, dit is die organisatoriese doelwitte, aspirasies, prosesse en beleid, gedokumenteerde inligting en hulpbronne wat benodig is om die gehaltestandaarde in die besigheid implementeer en te handhaaf. Dan het ons gekyk na die gehalteaanwysers vir elkeen van die 8 besigheidsfunksies en ons gesê hulle moet seker maak dat in hulle funksie hulle so goed as moontlik, so akkuraat as moontlik werk. Dan het ons gekyk na totale gehaltebeheer en ons gesê as ons deurlopend verbetering het van ons prosesse en produkte en dienste en die lewering van hierdie produkte en dienste, gaan dit daartoe lei dat ons kliënte tevrede is of dat hulle verwagting oortref word. Die TGB-elemente het ons deurlopende vaardigheidsontwikkeling, waar ons gesê het ons is konstant besig om ons werknemers se vaardighede en kennis te verbeter, deurlopende verbetering van prosesse en stelsels, ons onderhou ons masjinerie, ons maak seker ons opgradeer dit indien dit nodig is, en dan voldoende finansiering en kapasiteit, ons moet geld een kan sit om seker te maak dat ons wel vaardigheidsontwikkeling kan doen en ons kan ons prosesse en stelsels verbeter. Ons moet dan ook gereeld seker maak ons monitor en evalueer hierdie gehalteprosesse om seker te maak dit werk en dan moet ons seker maak ons monitor ons kliënte tevredenheid en ons weet wat is dit wat hulle wil hê. Wanneer ons dan 'n verbeteringsstrategie in plek wil sit, wanneer ons iets wil verbeter, gaan ons eers beplan. Ons gaan dan dit doen op 'n klein skaal. Ons gaan dan kontroleer, het dit gewerk, het ons uitgekry wat ons wou uitkry. Ons gaan dan hanteer of gepaste optrede toepas, waar as daar aanpassings gedoen moet word, kan ons dit doen, en as ons gelukkig is, kan ons dit op 'n groter skaal implementeer in ons besigheid. En dan laastens het ons gehalte sirkels. Ons gesê ons het 'n groep mense wat op gereelde basis bymekaar kom, en hulle kyk waar is daar nog areas waar die besigheid kan verbeter, waar is daar probleemareas, en hulle maak dan voorstelle aan die bestuur oor hoe om dit te verander. As ons dan kyk na jou volgende les, kyk ons na bestuur en leierskap, en ons gaan kyk na die verskille tussen bestuur en leierskap, die toepassing en impak van die 5 leierskapstyle in die werksplek, en dan ook die begrip van die 3 leierskapteorieë binne die besigheid. Baie dankie, dis die einde van vandag se les, en jy moet 'n lekker dag verder hê. Totsiens.